Liewe broers en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sit. Kom ons buig ons hoofde voor die almagtige God en ons bid saam, o Here. Vanoggend, my God, wanneer ons in u bedehuis is, Here, dan is dit so groot en goddelike voorreg, Here, wat ons het om hier te kan sit. Here, vanoggend kan ons genade ontvang, o Here. U het vanoggend, Here, vir ons genade betoon toe u ons wakker gemaak het deur u Heilige Gees. Here, en wanneer ons hierdie groot en goddelike voorreg het, my God, om vanoggend hier te kan sit, om te luister, Here, wat u uit genade vir ons wil gee. Kom bid ons vanoggend, Here, open ons ore, open ons harte, o Here, dat ons, Here, u sal ontvang wat vanoggend na ons toe kom. O Here, hierdie is, soos ek altyd sê, 'n hartsbesoek, my God, wat u vanoggend aan ons kom doen. Here, laat ons met oop arms, o Here, u verwelkom. Here, soos u, wanneer ons van die dwaalweë af terugkeer, Here, ook vir ons verwelkom. Here, die gesang sê so mooi, ek is nie werd nie, Vader, om my u kind te noem. Ek voel terwyl ek nader dat u my moes verdoem. Maar o Here, nee, u vaderliefde is oor u kind begaan. En daarom kom sê ons vir u dankie, dat selfs, Here, alles ons hoe sondig, en alles ons hoe swak, o Here, en al val ons hoe ver, o Here, dat u nog steeds uitreik om ons op te tel. Dat alhoewel ons nie werd is, o Here, om u kinders genoem te word nie, Here, dat u nog steeds vir ons u kinders doen. O Here, u woord is geopen, Gees van God, kom nou, en wil u, Here, u woord in ons harte kom duidelik stel. Spreek, Here, van die diensknegte luister. Ons bid dit kinderlik in Jesus naam. Amen. Broers en susters, die woord van die Here sê vir ons in Jesaja 40 vers 8. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig staan. Hoe voel jy vanoggend? Weet jy, as ek so dink aan die Here wat vanoggend na my toe kom en dat ek die voorreg het om hier te kan sit, om die Here te hoor wat met my praat, om die Here te sien wat met my praat, dan voel ek eintlik wondervrees. Ek weet nie of jy so voel nie. Voel jy goed? Die feit dat jy vanoggend hier kan sit en die genade van God te kan ontvang. Hierdie is genade, dit is niks anders nie. Ek kan besluit het om by die huis te bly, maar die Gees van God het in werking gekom in my hart, en die Gees van God het my gebring om in sy tempel te kan wees. Dit ons kan sê soos Dawid, ek was bly toe hulle sê, kom ons gaan na die huis van die Here. Dis hoe ek vanoggend voel, ek weet nie van u nie. As u gourig is my mense, dink 'n bietjie wat die Here vir u gedoen het. Dink aan waar u was en waar die Here vir u opgetel het. Dink aan waar u was in die siekte omstandigheid, in die seer, in die hartseer. Maar hier sit ons vanoggend, dis nie die genade van God nie. Dis net genade, die genade van God. Ek wil vanoggend, voor ek ingaan by die teks, die evangelie lees wat ek daar gelees het, maar ons moet nie terugvat na verlede Sondag. Verlede Sondag, die verhaal van Martha en Maria. Maria of Martha was besig in die kombuis. En Maria was besig om aan die voete van die Here te sit.
Maar wie is ek en u? Is ons Martha of is ons Maria? Martha het gevoel om te werk en Maria het gevoel om te worship. Daar kom tye wat ons liewer voel om te werk as om te worship. Dit is hoekom die kerk so leeg is vandag. En op Sondag, want ons werk op Sondag, waar ons moet worship. En wat ons geleer het verlede Sondag, is dat die beste plek om te wees, is aan die voete van die Here. En ek wil vir sê, Martha het behalwe dat sy gewerk het sy geworry. En wat Maria vir ons geleer het is dat, en Jesus vir ons geleer het, is dat daar is geen worry wanneer jy worship. Ons hoef nie te worry as ons voor die Here lê. Ons hoef nie te worry nie. Daar is niks waaroor ons te worry nie. Want die woord van die Here sê, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sal sorg vir julle. Hoekom moet ons worry? Dit is wat Maria agtergekom het, wanneer sy die voete van die Here gesit het. Dis hulle nou Martha gesê, maar Maria doen nie die en Maria doen nie die, en ek moet alleen die doen. Ons het niks om oor te worry, as ons in die voete van die Here sit. Ek weet daar so baie om oor te worry. En ek wil vir u vanoggend vra, aan die begin, waar bevind ek en u ons op hierdie dag? Waar is ek en u vanoggend, liewe broers en liewe susters? Besef ons ook soos Maria, dat dit noodsaaklik is, om aan die voete van die Here te sit, want daar is geen ander plek waar ons veilig en beskermd sal voel, behalwe as die voete van die Here nie. Die Here ons verlosser en zaligmaker. Waar is ek en u vanoggend? Nou, vandag se verhaal, liewe broers en liewe susters, beklemtoon wat Maria en Martha se verhaal van laas Sondag vir ons vertel het. Want hier, as ons begin, dan lees ons aan die begin van vandag se teks, dat Jesus was besig om wat te doen? Om te bid. Die Here was besig om te bid, en dit vertel vir ons ook, ek het die Engelse weergawe gelees, en van die ander Afrikaanse weergawes, en die Engelse weergawe en ander Afrikaanse weergawes vertel dat Jesus was op 'n sekere plek. U het my gehoor. Jesus was op 'n sekere plek. Jesus het 'n sekere plek gehad, waar hy kon opkyk na God sy Vader. Waar is ek en u se sekere plek? Waar is ons 'n sekere plek? Het ons 'n sekere plek? Het ons 'n plek waar ons van tyd tot tyd stil word en in geloof na die Here kan kyk? Waar die lewe woes raak en daar geen plek is in hierdie wêreld om na heen toe te gaan nie. En daar is amper nooit plek nie. Waarheen gaan ek en u dan? Waar is ons sekere plek? Ons het so baie meetings met verskillende mense oor verskillende dinge wat aangaan. Jy ken hy meetings. En nou praat ek nie net van raadsmeetings en die dinge nie. Maar waar ons met mense gesels, waar ons na mense toe gaan om te praat oor wat aangaan, maar het ons meetings met God om te bespreek wat in ons lewens aangaan. Jy weet nie, daar is tye wat ek dink, maar ek weet nie hoe om my huislewe te behandel of te benader nie. Of hoe kan ek dit stel? Om te hanteer nie. Ek weet nie hoe om my huwelik te hanteer nie. Ek weet nie hoe om my kinders te hanteer nie. Ek weet nie hoe om my siekte te hanteer nie. Ek weet nie hoe om my hartseer te hanteer en my verlange te hanteer nie. Maar daar is geen meeting met mens wat vir ons sal help om dit te hanteer nie. En daarom het ons 'n sekere plek nodig. Soos die sekere plek wat Jesus naartoe gegaan het. 'n Sekere plek vir 'n meeting met God, want net God kan my uitdink. Niemand anders nie. Waar is die sekere plek? Het ons 'n sekere plek waar ons gaan stil staan en opkyk na die Here toe? Stel vir u voor 'n kar sonder 'n drywer. 'n
kar sonder 'n bestuurder. Waarheen gaan die kar? As 'n kar nie 'n bestuurder het wanneer dit begin beweeg nie, dan is daar perde. As 'n kar nie 'n bestuurder het, as dit begin beweeg nie, dan stuur dit op 'n ongeluk af. Dan stuur dit op 'n ramp af. En dit is wat sal gebeur wanneer ons God nie ken nie. Wanneer ons nie 'n sekere plek het nie, dan is ons soos 'n voertuig wat sonder 'n bestuurder is. Hoe begin ons dag? Connect ons met ons bron van lewe, die een wie alles weet en die een wat verstaan. En wanneer Jesus daar op sy sekere plek is, ek het so 'n bietjie kommentaar gelewer van verskillende skrywers oor hierdie teks. En wat iemand gesê het is dat hulle het gesien, hierdie disippels het gesien hoe die Here uit die fontein van die water van lewe drink, terwyl hy daar in sy sekere plek is. En daarom wil ek oorgaan na die volgende gedeelte, waar een van die disippels kom met die versoek, Here, leer ons om te bid. En dit is my tema vandag. Here, leer ons om te bid. Hulle besef hoe belangrik dit is om te bid. Hoe belangrik gebed is. Hulle besef dat hulle nie sonder God kan aangaan nie. Bestuur sonder 'n voertuig. Daar moet 'n konneksie wees. En net God kan die konneksie bewerkstellig. Net God alleen kan 'n konneksie bewerkstellig. Ek het so 'n bietjie gesit en gedink oor hierdie teks. En ek dink Jesus het vooraf moes hy geweet het van hierdie versoek wat na hom toe sal kom. En daarom het hy homself gewend na God die Vader. Hoekom? Sodat hy kan weet wat moet hy leer. Nou ek wil vir julle vanoggend sê, liewe broers en liewe susters, ons het kinders wat geleer moet word. Ons het gesinne wat geleer moet word. Kerkraad, ons het gemeentelede wat geleer moet word. En daarom leer Jesus ons in hierdie teks dat ons eers onsself na God moet wend. Ek kan nie ander leer as God my nie eers geleer het nie. Ek kan nie rigting gee as God my nie rigting gegee het nie. Ek kan nie die pad aanwys as God nie vir my die pad aangewys het eers nie. Ek is soos 'n voertuig sonder 'n bestuurder. As ek net die pad aanvat. Maar dank die Here dat hy my bestuurder is. Dank die Here dat hy my GPS is. Wat vir my op die pad lei. En nou begin Jesus hulle te leer. En hoor begin Jesus. Hy begin, Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Dis die Onse Vader gebed. Hierdie is nou Matteus 9 het die langer weergawe. Hierdie is so 'n verkorte weergawe as ek dit so kan stel. Maar hoor begin Jesus, Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Wat Jesus vir ons hier leer is recognition, erken God eers. Laat ons God eers verheerlik. Laat ons God eers prys. Laat ons eers aan God se naam eer en lof toesing. Laat ons eers by God begin. Laat God eerste wees en eers God en dan ons. En dit is ook een van die dinge wat Jesus vir sy disippels leer. Wie weet nie, die ding wat ek opgetel het is, en sal weet of jy met my sal saamstem nie. Maar ek glo daar's baie wat sal met my saamstem. Gebede het dikwels 'n inkopieslys word. Ken jy dit? 'n inkopieslys. As ons so oor toe maar sê, Here, ek soek daai en Here, ek soek die. Here, dit is so nie, Here is so. Ken jy dit? Dit is wat gebeur. Maar ek wil vir julle vanoggend sê, erken God eerste. As 'n lied wat sê, humble yourself in the sight of the Lord. Verneder jouself. En wanneer jy God die erkenning gee, nou beweeg die Here van God af na die node van die mens. Van God na die mens. Jesus gaan oor na die menslike node en hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Geliefdes, wat ons hier leer is dat God, dat net
net God in ons behoeftes kan voorsien en niemand anders nie. Daaglikse brood gaan ook nie net oor die brood en die kos wat ons eet. Het gaan daaroor dat God in alles kan voorsien en sal voorsien. Ons kom na die een wie ons gevorm het in die aarde, die sien wat God kan doen, die een wat ons saamgeweef het in die moederskoot, die sien wat God gedoen het, die een wie vir ons lewe gee, die een wie deur sy seun Jesus Christus vir ons gesterf het aan die kruis. Hoekom? Want hy weet wat ons nodig het. Ja, as God nie moes geweet het wat ons nodig het, weet mense, waar sou ons vandag wees? Ja, ek weet nie. Ons kom na die een van wie Dawid sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek. As ek die Here het ek alles. Nou ek wil vir u sê, God se gawes is daagliks, nie once-off nie. Nie once-off nie. Baie keer dan vra as Here, kan jy nie vir my 'n redelike bedrag geld in my kant stuur? Kom ons hier met mekaar. Ja, ons praat seker so in die kerk word. Maar Here gee vir my 'n redelike stukkie. En ek wil vir u vandag sê, ons hoef nie baie te vra om dit iewers te stoor nie. En ons weet anyway wat gebeur wanneer die Here baie meer voorsien as wat ons gevra het en as ons dit nodig het, dan sny ons die konneksie. Ons skakel oor na 'n ander kanaal toe. Ons vergeet van God. Ons het hom nie nodig nie, want ons het genoeg om vir ons aan die lewe te hou. Wat 'n lewe. Want aan die einde van die dag is dit God wat vir ons die lewe gee. Dis God wat voorsien. Wanneer ons wegbly van ons bron van krag, dan raak ons soos die ever-ready batterye. Ken jy die ever-ready batterye? As jy groot mense is, maklik vir die so, en net sien wie ken die ever-ready. Daai radio. En ek nie al gehoor as die battery begin 'n pap raak, die speel 'n radio. Hoe klop die radio? Dis hoe ons is sonder God, my mense. Dit is hoe ons is sonder die Here. Wanneer ons swak is, laat ons onsself afvra, wanneer las was ek by 'n sekere plek? Wanneer las het ek 'n bron of 'n konneksie met die bron van lewe gehad? Wanneer las het ek 'n bietjie stil geword voor God? Wanneer las het ek God 'n kans gegee om tot my binne te spreek? Wanneer las het ek God die geleentheid gegee om hierdie meubels hier binne in my te herrangstig? Ons moet uitroep, Here, leer ons om te bid. Here, maak ons mense van gebed. Ek het laas gesê, ek dink as die kerk bid ons te min. Ons het baie keer die 9 minute is ook as ons onthou, hy 1 keer in die dag bid. Maar die Here vergeet nie 1 oomblik van ons nie. Kom ons vergeet ook nie 1 oomblik van hom nie. Wanneer Jesus sy disippels leer om te bid, dan leer hulle ook dat vergifnis die hoeksteen van 'n verhouding met God is. Moet ek weer hê? Vergifnis as die hoeksteen van 'n verhouding met God. Maar weet jy, vergifnis het 'n groot woord en 'n moeilike woord in vandag se lewe geword. Jy sal my saamstem. Dit is so swaar om te vergewe. Ek wil u vanoggend sê, onvergewensgesindheid is 'n skeidsmuur tussen ons en God wat ons self bou. Jy kan nie 'n verhouding met hierdie hoe sal ek sê, vergewensgesinde God het as jy 'n onvergewensgesinde hart het. Ek kan nie sê ek het 'n verhouding met God as ek nie 'n verhouding met my broer en my suster het vir wie ek voor my kan sien. Ek het hier laas keer gesê, jy sal gedurig vasloop as jy daar kom. Jy dink jy het 'n verhouding met God, jy besef jy nog nooit 'n verhouding met God het. Die woord van die Here sê, julle moet mekaar vergewe, soos ek julle vergewe. Moet julle mekaar vergewe. God vergewe. Hoekom kan ons nie ook diegene wie teen ons gesondig het vergewe nie? Die Here leer ons in feite dat ons 70 maar 7 keer vergewe. Wat beteken elke keer as jy 'n 12 stap kry, dan moet jy vergewe. Elke keer as jy hoe sal ek dit sê, 'n klap in die gesig kry, dan moet jy vergewe. Elke keer as dit gebeur, dan moet jy vergewe. Elke keer moet jy vergewe.
oor die antwoord van die som nie. Ek wil vir julle sê, vergifnis maak vry. En jy al gesien, ek dink ek wil vorige keer ook genoem, as ek nie lekker is met my broeder wat hier in die straat bly nie, wat doen ek? Ek loop hier in die straat. As ek nie lekker is met my broer in die kerk nie, dan loop ek ook die kerk. Het jy dit gesien? As ek nie lekker is met iemand in die familie nie, dan gaan ek nie familievergaderings doen nie, of familiebijeenkomste nie. Dit is wat in ons lewe gebeur. As ons nie kan vergewe nie, dan is dit 'n bewys dat ons nie verstaan hoe diep ons selfvergifnis nodig het. Kan ons vandag dink aan iemand wat teen ons gesondig het ons vergewe? Is ons bereid om te vergewe? Ek is amper in die einde. As dit by vergifnis kom, dan voel ons soms God moes weet, ek het iets verkeerd gedoen, en God moet ook weet dat ek jammer is. En dit heel die gevoel. Maar die Here wil hê ons moet kom en sê, Here, vergewe my vir dit wat ek gedoen het. Jesus leer ons ook om te bid, laat ons nie in versoeking kom nie. En ek wil vir julle sê, versoeking is eintlik 'n bose ding. Versoeking is duiwels, as ek dit so kan sê. Dis maar so. En wat ek vandag van julle wil sê is dat God sal ons nie inlei in iets wat duiwels is nie. En wat Jesus hier bedoel met versoeking, die versoeking waarvan hy hier praat, is dat God nie moet toelaat dat ons getoets word. U verstaan dit? En ek wil vir u vra, dink 'n bietjie, wie van ons, of moet ek liewer so vra, sal ek die toets slag as die Here vir my aan die toets lê? Sal ek die toets slag? Dit sal nie maklik wees nie, maar ons kan weet, God is getrou en sal nooit toelaat dat ons bo ons kragte beproef word. Dit is wat 1 Korintiërs 10 vir ons sê. Ons bid dikwels en dan voel ons niks gebeur nie. Maar wat Jesus vir ons in hierdie teks ook leer is, hou net aan, hy is naby. Net hy gedoen dit. Hy leer ons om nie skaam te wees om te vra nie. Ek weet nie wat u behoeftes is vandag nie, maar ek wil u vandag bemoedig, soos Jesus sy disippels bemoedig het, deur vir u te sê, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Soms moet ons, ek trap op niemand se tone nie, soms moet ons vriende en familie soebat. Ek moet amper op my knieë gaan, voor ek gehelp word, en as hulle jou help, dan is daar rente. En ek wil nie hier sê, mense moet help, ek weet nie. Maar ek niks van my. Wanneer mense altyd vir ons help, dan is daar rente. Ek weet of jy al dit agtergekom het. Maar dis anders met God. Ek kan sê soos die psalmdigter, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. As jy vra, sal jy gegee word. As jy soek, sal jy vind. As jy klop, sal daar vir jou oopgemaak word. En dis in ons 'n sekere plek, wat ons kan opkyk na die Here. En waar ons kan vra, en waar ons kan soek, en waar ons kan klop. Wat die Here ook al wil vir ons leer vandag, liefdes in die Here, moet nooit opgee nie, selfs al lyk dinge hoe donker. Moenie opgee nie, want God sal nooit opgee op ons nie. Hy doen wat hy beloof het. Ek wil afsluit, maar God ons vandag help om te weet waar ons moet vra, waar ons moet klop, waar ons moet soek. En die beste plek aan die voete van die Here. Die voete wat die kruis weggestap het. Daarom is dit so belangrik om dit
dat ons 'n sekere plek wil hê. Here, leer ons om te bid. Dit gaan nie net oor hoe om te bid nie, maar veral om aan te hou bid. Dit gaan veral daaroor om 'n gebedslewe te hê. Gebed verander sake. Gebed laat jou nooit dieselfde nie. En nie gevoel as jy bid en jy bid opreg, dan as jy daar opstaan en voel jy soos 'n nuwe mens. Alles het nie geword. Die ou dinge het die Here laat verbygegaan. Alles het nie geword. Here, leer ons om te bid. Mag die Here sy woord in ons harte seën. Amen. Kom ons bid net saam, dierbare God en Vader. Here, vandag in 'n wêreld, Here, waar ons lewe wat so donker is, dan kom ons ook, o Here, na U toe, Here, wat die lig is, wat na hierdie wêreld gekom het. Here, in ons gebed is ook, Here, leer ons om te bid. Here, gee dat ons 'n sekere plek sal hê, o Here, 'n stilstand plek, o Here, 'n plek, o Here, waar ons kan opkyk na U, Here, en vir U kan pleit om ons lewe, Here, vir ons te beheer, om beheer te neem, Here, waar ons partykeer buite beheer is, maar ook, Here, om God te wees in die goeie tye. O Here, dankie vir hierdie verhaal wat ons vandag geleer. Dat ons, Here, eers aan U die lof moet besing. Dat ons eers U moet erken, Here. Dat ons eers U naam moet aanroep, o Here, voor ons na onsself te kyk. Here, dat ons altyd sal begin om die lof aan U te bring. Kom seën ons, o Here. Kom seën elkeen dit vanoggend U woord ontvang het. En gee, Here, dat U woord, Here, 'n plek in ons harte sal vind. Gee, Here, dat die saad van U woord, Here, vir ons sal laat groei naby, Here, U. Dat ons 'n verhouding met U sal wees, sodat ons ook gereed wees, Here, die dag wanneer U kom op die wolke. Seën die woord in elkeen van ons harte. Ons bid dit innerlik in Jesus naam.